Die tema van my woord vanoggend is nie ver van die koninkryk van die hemel af nie. Die koninkryk van God, nie ver van die koninkryk van God nie. Kom ons lees saam uit Markus 12 vers 34. Toe Jesus sien dat hy verstandige antwoorde het, sê hy vir hom: jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. En niemand het dit weer gewaag om hom verder te stel nie. Te vra te stel nie. Niemand het weer verder. Dankie mevrou, ek gaan nou my bril opsit. Dankie vir jou hulp. Niemand het weer verder om vrae gestel nie. Jesus sê, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. In 20 Mei 1738 was daar 'n man, sy naam was John Wesley. Hy was 'n baie bekende prediker. En hy het teruggekom van Amerika af waar hy onder die Indiane gepreek het en daar het niks gebeur nie. En toe hy by die huis kom, het hy vroeg die oggend opgestaan en hy het hierdie skrif oor en oor gelees. En Jesus sien dat hy verstandige antwoord het. En hy sê vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Julle weet, en hy het dit oor en oor gelees en besef, as jy nie ver van die koninkryk van God af is nie, waar is jy dan? Is jy in die koninkryk van God? Nee, jy is nie in die koninkryk van God nie. En op 'n bonatuurlike manier het hy die stap geneem. As jy nie ver van die koninkryk van God af is nie, moet jy 'n stap neem om in die koninkryk van God te kom. En Jesus het 'n baie paar keer oor hierdie gesê, jy's nie ver van die koninkryk van God af nie. Daar's baie mense op die aarde, mense wat ek ken en mense wat hier sit. Wat ek vir jou vanoggend sê, kind van die Here, waar is jy? Jy weet, 'n mens kan in die kerk wees, 'n mens kan groot geword het en alles, en dan is jy nie ver van die koninkryk van God af nie. En voor hierdie dinge gebeur het, en nadat John Wesley in die koninkryk van God gekom het, 'n onsigbare tree gegee het om in die koninkryk van God gekom het sy hele lewe te verander. Hy het begin, sy laaste 35 jaar, het hy meer as 242.000 keer gepreek. Hy het elke dag 3 keer gepreek en baie mense tot bekering gekom. Wonderwerke het gebeur onder sy bediening. En toe hy 83 jaar oud was, het hy gesê, dit voel vir hom of hy nou 40 jaar is. Die Gees van die Here het oor hom beslag geneem en hy het bedien en hy het gesê, hy voel so en hy het oud geword en hy was bekend, John Wesley. Die skrif wat hom gemaak het, dat hy verander het, is hierdie skrif wat sê, nie ver van die koninkryk van God af nie. My gebed is dat hierdie skrif ook vir my en vir jou en vir elkeen, dat ons 'n bietjie introspeksie kan hou. Waar is ons? Is ons in die koninkryk van God of is ons nie ver van die koninkryk van God af nie? Kom ek lees in konteks hierdie gedeelte. Markus 12 vers 28 staan daar geskrywe. Markus 12 vers 28, kom ons lees dit net om konteks te kry oor dit wat hier gebeur het. Vers 28 sê, en toe een van die skrifgeleerders wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? Hy vra vir Jesus, 'n skrifgeleerde, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is die enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En daar is geen ander gebod groter as dit nie. Daar is geen ander gebod groter as Christus nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is en daar's geen ander as hy nie. En om hom lief te hê uit jou hele hart en uit jou hele verstand en uit jou hele siel en uit jou hele krag en om jou naaste te lief hê soos jouself,
is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Al die brandoffers en alles is meer as dit. En toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. En niemand het dit weer gewaag om met hom te praat nie. Hier het 'n skrifgeleerde, 'n geleerde man wat die Bybel ken, wat die Torah ken, vir Jesus gevra. En Jesus het hom geantwoord, dit is wat moet jy doen. En toe Jesus sien, hy het verstandig geantwoord. Julle sien self, hy het verstandig geantwoord. Maar Jesus sê vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Daar's verstandige mense, daar's mense wat die woord van die Here ken, daar's mense wat groot geword het. John Wesley het groot geword in die kerk. Ek het ook in 'n mate groot geword in die kerk. Daar's mense wat groot geword het in die kerk. En jy steeds buite. Die skrifgeleerde was iemand wat, soos ek sê, wat die woord goed ken. Hy het dit bestudeer, in die kerk groot geword. Hy het ook seker gepreek en hy het preke gehoor en elke dag Sondag preek ek hier en ons hoor preke. Maar ons antwoord verstandig, maar die woord sê vir ons, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Wat is dit wanneer 'n mens nie ver van die koninkryk van God is nie? Dit is wanneer ons moet die waarheid opreg in die oë staar. Ek wil hê dat ons vandag die waarheid moet reg in die oë staar. Dat ons standvastig sal wees. Dat ons geen persoonlike voordele verlang nie. Ons moet geen persoonlike voordele verlang nie. Ons kom kerk toe om in die koninkryk van God te wees, om nie ver te wees nie, maar in die koninkryk van God. Ons moet nie ons tradisies, ons emosies, ons agtergrond en al die ander dinge gebruik om in die koninkryk van God te kom nie. Ons moet vertrou nie op ons eie goedheid en vermoë nie, en as almal vir jou sê jy's 'n goeie mens, dan sê Jesus, al het jy, as jy slim, jy is nie ver nie. Jy kan almal rondom jou flous, kind van die Here. Jy kan self jouself flous. Jy kan self jouself flous. Self die prediker, die pastoor, die dag wanneer hy doodgaan, kan hy kom preek hier en sê hierdie man is in die koninkryk van God. En dan sê hy nog ver gewees in die koninkryk van God. Die pastoor kan preek en sê ek weet die suster is by die Here, terwyl die suster in die hel brand in die brandende vuur van die hel. Nie ver van die koninkryk van God af nie. In my kort lewe het ek baie keer mense ontmoet, wanneer hulle te sterwe kom en hulle noem dit doodsbegeleiding. Mense wat ek ken, wat al lank al aan die Here dien, en ek was seker daarvan as hierdie persoon doodgaan, gaan hy hemel toe. En dan bel die dokters en dan sê hulle, kom sien hierdie persoon, dit lyk as hy wil nie doodgaan nie, hoor. Hy sukkel om dood te gaan. En dan as ek met hom praat en hy gee sy hart vir die Here, en hy gee sy hart vir die Here, in die meantime was hy nie ver van die koninkryk van God af nie, maar hy was nie in die koninkryk van God nie. En dan wanneer ek vir hom verduidelik, en wanneer hy sy hart vir die Here gee, net 'n rukkie daarna blaas hy sy asem uit, dan gaan hy hemel toe. Ek wil nie, ons moet nie so lewe nie. Dit help nie, eintlik het daai persoon sy hele lewe deurgelei, en hy het mense geflous, maar hy was nie ver nie. Nie ver beteken nie in die koninkryk van God nie. Jy kan nie ver wees nie, maar dan is jy nie in die koninkryk van God af nie. Dit is wat die woord van die Here vir ons leer. En ek wil hê dat elkeen van ons moet mooi dink, waar is jy broer en suster? Is jy nie ver nie? Of is jy in die koninkryk van God? Nie ver beteken jy is nie in die koninkryk van God nie. En ons kan mekaar flous hierso, ons kan baie mooi woordjies speel en almal kan van my hou en almal kan dit sê. Maar dan kan ek nog nie ver wees van die koninkryk van God. Dan kan ek nog nie in die koninkryk van God wees nie. Mag die Here hierdie woord in elkeen van ons harte, mag ons ernstig dink, waar is ons? Is ons in die koninkryk van God of ons is nie ver van die koninkryk van God af nie? Jy kan almal flous rondom jy. En jy moet ontdek dat jy 'n sondaar is. Om in die koninkryk van God te kom, moet jy ontdek dat jy 'n sondaar is en dat jy die Here nodig het en dat jou geloof in Christus moet jy dit stel. En een tree weg is steeds buite. Miskien sal jy dit baie hoor vandag. Een tree weg is steeds buite.
Hierdie is nie 'n geringe saak nie, kinders van die Here. Dit is 'n ernstige saak. Waar is ek en jy? Is ons ver of is ons nie ver van die koninkryk van God af nie? In Lukas 10 lees ons en vers 8 sê, en watter stad julle, ek wil net die agtergrond gee, dit is die sending van die disippels wat die Here uitgestuur het, en vers 8 sê, en in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgestel word, en maak die siekes gesond, dat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. So die opdrag wat Jesus gesê het, gaan verkondig, maak die siekes gesond, en sê, die koninkryk van God het naby gekom. Maar in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op die strate, en sê self, die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons van ons voete af, maar tog moet julle dit weet, die koninkryk van God het naby julle gekom. Hy sê, as julle in 'n stad gaan, en die mense maak siekes gesond, en as hulle julle wegstuur, maak die stof van julle voete af, maar sê, die koninkryk van God het naby julle gekom. As hulle julle nie aanvaar nie, dan moet julle sê, die koninkryk van God het naby julle gekom. Julle sien, die woord van die Here sê, maak die siekes gesond. Ek het al mense ontmoet wat siek is, baie siek, en ons gaan vir siek mense bid hierso, dat die Here hulle gesond gemaak het, maar dat hulle nog steeds nie ver van die koninkryk van God af is nie. Die woord van die Here sê, want iemand sy hart vir die Here gee, dan juig die engele in die hemel. Selfs mense wat ernstig siek is, as die Here hulle gesond maak, sien ek nie daar staan die engele juig nie. Al wanneer die engele in die hemel juig, is wanneer iemand in die koninkryk van God ingaan. God maak mense gesond, verseker ja, en hy gaan mense gesond maak. En dis mense wat siek is in hierdie kerk, waar ons voor gaan bid. Maar die koninkryk van God, is jy ver of is jy naby in die koninkryk van God? Een tree, baie keer is jy een tree van saligheid af. In Lukas 23 vers 39 sê, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, toe Jesus aan die kruis gestaan het, gesterf het, was daar een aan die linker en een kant, 'n tree, 'n meter van hom af. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as U die Christus is, verlos ons en verlos U self. Hy was 'n tree van sy redding af. Hy was nie ver van die koninkryk van God af nie. Maar die ander een het gesê, dink aan my, Here. En Jesus het sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar's twee mense, een 'n tree van Jesus af, ander een ook 'n tree van hom. Een sê, red jouself, red ons. Die ander een sê, dink aan my. En Here sê, die een is nie ver nie. Al twee was nie ver van die koninkryk van God af nie. Die een het verder gegaan toe hy sê nee. Die ander een het gesê, hy het net een ding gesê, dink aan my, Here. En Jesus sê, vandag sal jy saam met my aan die paradys wees. So as jy nie ver is nie, is jy nie in die koninkryk van God nie. So, dit is wat hy gesê het. Here, help my, om in die koninkryk van God te kom, kinders van Here, dit kos iets. Dit kos iets, jy moet iets doen om in die koninkryk van God kom. Die woord van die Here sê uitdruklik, deur genade is ons gered, en nie deur werke nie, sodat niemand kan roem nie. Dit is nie deur werke wat ons in die koninkryk van God kom nie. Maar ons moet ook iets doen van ons kant af. Baie kere dan kom mense tot bekering, en dan net daarna, dan gaan hulle weer terug. Jy sien, daar's 3 soorte mense, die wat in die koninkryk van God is, die wat in die koninkryk van God was, en die wat naby aan die koninkryk van God is. En dit, wanneer jy sterwe, dan moet jy in die koninkryk van God is. Kan ons sê amen? Jy moet in die koninkryk van God wees. Jy moet nie ver wees nie. En mense kom in die koninkryk van God, en dan op een of ander manier gaan hulle weer uit die koning. Dit is hulle eie toedoen. Dit kos iets. Lukas 13 vers 23 lees ons. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, en hulle sal nie in staat wees nie. Die Here sê, stry hard. Wanneer hy sê stry hard, dan sê hy, los alles
wat jou verhinder. Dinge wat jou verhinder om in die koninkryk van God, om hard te stry beteken om die dinge wat jou verhinder in die koninkryk van te gaan los dit. Los dit in die naam van die Here. Jy's nie ver van die koninkryk van God af nie, maar jy moet hard stry om die dinge te los. Elkeen van ons wat hier sit, weet wat se dinge is dit ons moet los. Ons gaan ook vir mense bid. Op 'n daaglikse basis eintlik kom mense na my toe. Pastoor, asseblief bid vir my. Ek wil rook los. Dan gaan ons in die kerk in, ons bid vir die mense, dan los hulle dit, maar na 'n rukkie dan vat hulle dit weer. Ons moet hard stry. Die Here kan jou help. Dis God se gees wat jou help. Ek gee maar net 'n voorbeeld van rook. Daar's baie ander soorte goed, want dis 'n ding wat mense feitelik elke dag kom mense. Help vir my vir dit, help vir my vir dit. Wat ek kan doen, ek kan bid, maar jy self moet hard stry en dit los. As jy begeerte weer kry, los dit. En wanneer die mense dit gelos is, dan sal hulle volkome verlos daarvan. As jy verlos is van dinge wat jy hard voor gestry het, dan gaan jy nooit weer terug daarna nie. Ek weet self van my eie lewe en ek het geen begeerte meer om te drink nie. En ek sê nie om te drink, julle weet presies waarvan praat. Ek gaan nie weer verder te diep op hierdie goeters ingaan nie. Maar jy weet jy weet wat jy doen, wat maak dat jy nie in die koninkryk van God kom nie. En die Here sê vir ons, stry hard, stry hard. Dit is nie 'n maklike ding nie. Soek ander dinge. In Lukas 12 vers 29 staan daar, julle moet ook nie soek wat julle sal eet of drink nie, en nie ongerus maak nie, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader wat in die hemel is, weet wat julle nodig het, maar soek die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Julle moenie soek na die dinge wat julle sal eet of drink of allerlei dinge nie. Soek eers die koninkryk van God. Jy's nie ver van die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God. Wanneer die woord van die Here sê, soek nie dit nie en soek nie dat nie, wat hy eintlik bedoel daarby, hy bedoel dat, wat is vir jou die belangrikste in die lewe? Dit moet die Here wees. Soek eers die koninkryk van God. Jy's nie ver nie, soek dit. En wanneer jy dit kry, sal al die ander dinge by vir jou gevoeg word. Julle wat begeertes het van dinge, soek as jy in die koninkryk van God kom, want die woord van die Here sê, vra en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, maar jy moet in die koninkryk van God wees. Jy moet nie ver wees nie, in die koninkryk van God. Soek die koninkryk van God. Jong meisies, as julle 'n man soek, soek eers die koninkryk van God, en God sal vir jou 'n goeie man gee. 'n Beter een wat jy self kan soek. Wanneer jy dinge soek in jou lewe, soek die koninkryk van God, en God sal vir jou gee, dit wat jy nodig het. Jy's nie ver nie. Vertroue op rykdom, die ryk jong man. Lukas 18 vers 23 staan daar, die ryk man, die Here het gesê vir hom, los jou goed, volg my. En toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geraak, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal julle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan, want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Hierdie gedeelte in die Bybel, wanneer die Bybel praat oor ryk mense en dit, dan praat hy nie om te sê jy moet arm wees nie. Abraham was een van die rykste mense. Die Here het mense geseën. Job, toe hy na Job se dinge sê, hy het meer besit as allerlei mense. Die kern van hierdie gedeelte, nie ver van die koninkryk van God nie. Dit gaan nie oor rykdom nie. Dit gaan oor waar is jou hart. Die Bybel sê, daar waar jou hart is, daar sal jy wees. As jou hart by die rykdom is, by jou geld, dan sal jou hart by die geld wees. Julle weet, ryk mense, jy kan een oomblik al jou geld verloor. Weet julle dit? Daar's besigheidmense wat een oomblik al hulle geld verloor. Maar God wil hê dat dit goed gaan met ons. God wil hê dat ons moet geseënd wees. Maar wat belangrik is, die rykdom nie vir jou belangriker as wees as enige iets anders nie. Dit wat jy soek, sal die Here vir jou gee. Ek wil net weer oor rykdom sit. God wil hê dat dit goed moet gaan. God wil nie hê dat ek moet arm wees en kospakkies by die kerk kom kry nie. En hierdie mense wat kospakkies by die kerk kry,
Soek die koninkryk van God. Soek dit, die Here sal vir julle help. As jy ernstig is, die Here sal vir jou werk gee, hy sal alles vir jou gee. Dit is nie nodig om koskapa, die kerk is goed vir die mense, want die is mense wat gee, en ons moet dit doen. Die Here sê, die armes sal altyd by julle wees, maar soek die koninkryk van God. En rykdom kan jy maak dat jy nie in die koninkryk van God ingaan nie. As dit die belangrikste is, wat is belangrik vir jou? Rykdom, daar is dinge wat, elke mens weet tog in sy hart, wat is meer belangrik as God. Party mense het 'n mooi kar, en hy sê die kar is meer belangriker as enigiets anders. Dis eintlik wat die Bybel van praat. Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Rykdom, wees versigtig, God seën mense. Matteus 13 vers 21, ek wil lees, dit is die saaier, die woord van God, kom ek gaan na Matteus 13 toe, dan lees ons dit. Wat gebeur as jy nie ver van die koninkryk van God af is nie? Die koninkryk van God is waar God is, dis sy koninkryk, hy is daar, hy is vir ons. Matteus 13 vers 21, kom ons lees hierso, dit is die saaier, die woord is die saad. Vers 21, kom ons lees hierso, van vers 19, luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, dan kom die bose en hy roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy wie langs die pad gesaai het. So die saaier het langs die pad gesaai. En die uitleg wat hulle sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor, en het nie verstaan nie, dan gaan die bose en hy roof in sy hart dit wat gesaai is. En wie op 'n rotsagtige plek gesaai is, dis hy wat die woord hoor en dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom, ter wille van die woord, struikel hy. So, wanneer dit op die rots kom, steel die duiwel. Wanneer daar verdrukking en vervolging kom, dan stel hy nie meer belang in die koninkryk van God nie. Die woord van die Here sê dat as jy godvrugtig wil wees, sal jy vervolg word. So daar gaan verdrukking en vervolging kom, en dan stel hy nie meer belang nie. En hy wie in die dorings gesaai het, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld, die sorge van die wêreld en die verleiding van rykdom verstrik die woord en hy word onvrugbaar. So dit is verdrukking en vervolging kom, en as daar probleme kom, die sorge van die wêreld kom, die verleiding van rykdom, en dan gaan dit weg. Dan bly jy nie ver van die koninkryk van God af nie. In Matteus 21 lees ons die gelykenis van die 2 seuns. Die Here het 'n opdrag gesê, gaan werk in my wingerd, dit is net 'n verhaal, en die een het gesê, ek wil nie, en hy het berou gekry, en hy het gegaan, en die ander een het gesê, ja Here, ek gaan werk, en hy het nie gegaan nie. En toe vra Jesus vir hulle, na aanleiding van hierdie verhaal, wie van die twee het die wil van die Vader gedoen? En hulle antwoord hom die eerste. Hoor wat sê Jesus vir hulle? Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom, en hy het die weg van geregtigheid, in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die hoere het hom geglo, en hulle het dit gesien, en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. So wat Jesus sê, die tollenaars, die slegte mense, die prostituie gaan julle voor, want hulle het berou gekry en hulle het Jesus aangeneem, en hulle is ook nie ver van die koninkryk van God af nie. En hy sê, en julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om te glo nie. Om te glo beteken om in te gaan in die koninkryk van God. En dan is daar dwalings, verskillende dwalings. En Matteus 23 vers 13 staan daar,
maar wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Jesus praat hier van die skrifgeleerdes, die fariseërs, die geveinstes, die mense wat dink dat hulle sê nee, alles is oké, hulle sê julle moet vir my volg, en hy sê julle gaan self nie in nie, en al sou julle ingaan, laat julle ander nie toe om in te gaan nie. Die gedeelte voor dit sê, julle bind pakke saam swaar om te dra, en julle self nie bereid om dit te dra nie. Op mense se skouers sit julle dinge, maar julle wil dit nie doen nie. Julle doen werke om deur mense gesien te word. Julle hou van die voorste plekke, en julle hou om deur mense genoem te word, rabbi, julle sê nee, dis oké, maar julle gee nie om vir die mense nie. Dit gaan eintlik net oor julle. Die Bybel het selfs gesê, dat as hy mense goeders uitdeel, dan speel hulle musiek, en hulle wil hê, dan moet klomp mense kom kyk, en alles, hulle maak dit moeilik vir ander mense om in die koninkryk van God in te kom. En wanneer die pastoor vir jou sê, dat jy moet so maak, en jy mag nie dit doen nie, jy weet al krag wat hy het, is die woord van die Here. Ek kan nie vir jou sê, waar moet jy gaan werk, en waar moet jy kerk toe kom, jy moet luister na die woord van die Here, en jy moet kom daar waar kerk, waar die evangelie verkondig word, die goeie nuus van Jesus. In die laaste tyd sê hulle, daar sal baie mense wees, wat liefhebbers is, wat aanhangers van mense is, en wat wil hê, mense moet vir hulle sê, rabbi, pastoor, jy is so goed, en jy is so goed. Ons is nie ver van die koninkryk van God af nie. Maar as jy na daai mense luister, sal jy nie in die koninkryk van God kom, die kind van die Here. Jy moet self besluit. Waar gaan jy heen? En swaar pak op mense sê, jy moet so maak of so maak, en anders te gaan jy dit nie maak nie. En jy moet vir my luister. Nee, moenie vir my luister nie, luister vir die Here. Dis een belangrike ding. Dis waar 'n kult vandaan kom. Kult is mense wat ander mense kan domineer, en vir hulle sê, hulle moet dit doen en dat doen. Julle weet van kult, mense wat, en dan eindig, moenie my volg nie, volg Jesus. En as julle my volg, bid ek, dat julle in die koninkryk van God gaan inkom. So, ek kan nie swaar pak op mense, ek is baie lief vir julle, en ek wil elkeen van julle sien, dat julle in die koninkryk van God kom. Ons is nie ver van die koninkryk van God af nie. Maar vanoggend wil ek bid, dat elkeen van ons 'n besluit neem om te sê, ons wil ingaan in die koninkryk van God. Amen. Kom ons lees nog verder. Matteus 7, vers 13 sê, gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur gaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Die poort is nou en die pad is smal. Gaan in deur die noupoort. Jy moet geloof in jou hart hê. Jy moet weet, wat is die noupoort? Jy moet die laaste tree gee. Ons moet 'n verskil maak daar waar ons gaan. Dit is belangrik. Dit is hoe ons is almal naby, maar ons moet nader kom deur in die noupoort in te gaan. Wat bedoel hulle by die noupoort? By die noupoort bedoel hulle, jy moet alleen daardeur gaan. Jy weet die woord van die Here sê, elkeen van ons sal voor die regterstoel van God staan, elkeen alleen. Die woord sê ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewing. Julle kan nie kom, elkeen gaan voor God staan, elkeen apart. Julle kan nie ander mense beskuldig nie. Julle is naby aan die koninkryk van God. Hoe gaan julle in? Deur julle hart vir die Here te gee, deur alles vir die Here te gee, deur die noupoort in te gaan. Daardie gedeelte wat hulle sê, die kameel van die naald dit bedoel, dit is nou. Daar's net plek vir jou, daar's nie nog plek vir die ander goeters van die kameel nie. Dis net vir jou, dis nou daar. Die noupoort, want die poort is nou en die pad is smal. Dis 'n smal pad wat ons loop. Amen. Is ons ver? Ons is nie ver nie. Ons is naby aan die koninkryk van God. In Handelinge 10, ek wil hierdie gedeelte lees en mooi vir ons verduidelik wat het in Handelinge 10 gebeur. Baie keer dan wanneer ons met mense te doen kry,
Handelinge 10, laat ek julle mooi verduidelik dat ons is heidene gewees en ons, maar die Here hy neem mense aan. Kom ons lees. Ekskuus. En daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. En met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee. En hy was altyd deur in gebed tot God. En hy duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê Cornelius. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe toe en laat hulle vir Simon haal wat ook Petrus genoem word. En hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie sy huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En toe die engel wat met Cornelius gespreek het weg was, roep hy 2 van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was, en hulle vertel hulle alles en hy stuur hulle na Joppe toe. Luister hierso, en die volgende dag terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid. So die engel het aan Cornelius verskyn en hy gesê hy moet iemand stuur, hulle moet vir Petrus gaan haal dat hulle kom verduidelik dat hoe om in die koninkryk van God te kom. En Petrus het en hy het baie honger geword, Petrus, en hy sien in die hemel geopen 'n voorwerp soos 'n groot laken en afdwaal wat aan die 4 hoeke vasbind. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde. Toe kom daar 'n stem en hy sê, staan op Petrus, slag en eet. En Petrus sê vir hom, nooit nie Here, want ek het nooit iets heilig of onreins geëet nie. En weer het die stem die tweede keer na hom gekom en sê, wat God rein gemaak is, mag jy nie onheilig verklaar nie. Eintlik wat net hier gebeur is, dat die Jode het mos net geglo dat hulle kan sekere kos eet, maar Jesus, die God het vir Petrus deur na Cornelius te gestuur, sodat hy vir hom die evangelie kan verduidelik. En wat gebeur in vers 34? In vers 34 staan daar geskrywe, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. So die woord van die Here sê in elke nasie, die een wat hom vrees, ons moet God vrees en ons moet geregtigheid doen, dan sal ons welgevallig wees. In vers 36, dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die Judea gekom het. En toe preek Petrus en hy sê met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, en hy het die land deurgegaan, goed gedoen aan almal. Hy praat van Jesus, wat Jesus gedoen het, onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is getuienis van alles wat hy gedoen het. En Jesus het opgestaan uit die dode, en hy het aan die kruishout gehang, hy het opgestaan, en hy het bevel gegee om die volk verkondig met krag, en aangaande hom is getuig deur die profete. En toe Petrus nog besig was om hierdie woord te spreek, het die Heilige Gees op hulle almal geval, wat die woord gehoor het. Ons moet die woord hoor, ons moet in geregtigheid lewe, en toe hy het op almal geval, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas oor die gawes van die Heilige Gees, want hulle het gehoor dat hulle in tale spreek en God eer. In vers 47, en niemand kon nog tot die water weer dat mense wat nie soos die Heilige Gees ontvang het gedoop word nie, en hy het beveel gegee dat hulle gedoop moet word, en almal wat daar was, is gedoop. So hoe kom ons dan nader in die koninkryk van God? Ons kom in deur vrees en geregtigheid. Ons kom in deur Jesus, die koning van ons hart te maak, om op hom te vertrou en hom alleen, en aangaande hom te getuig. Wat moet ons doen?
En ek wil in Handelinge 3 lees wat het gebeur. Petrus het opgestaan in Handelinge en hy het gepreek. Hy het die evangelie gepreek en terwyl hy preek, het daar dinge gebeur. Dit is na die uitstorting van die Heilige Gees. En nadat hy gepreek het, het hy die toespraak van Petrus en hy het alles gepreek. En die woord van die Here sê, en toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broeders? Die mense het toe hulle die evangelie, die goeie nuus van Jesus hoor, en wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus, tot die vergewing van sondes, en julle sal die gawes van die Heilige Gees kry. Hoe kry ons die gawes van die Heilige Gees? Deur ons te bekeer, deur in Jesus te glo, deur in Handelinge in Johannes 3, het Nikodemus in die nag na Jesus toe gekom, en het hom gevra, Rabbi, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Nikodemus kom in die nag, en hy sê, Rabbi, wat moet ek doen? Sekerlik wat het daar gebeur, toe Jesus praat oor die koninkryk van God, het Nikodemus, 'n geleerde man, bekommerd geraak, en hy het besef, maar ek is nie in die koninkryk van God nie, al is ek naby, ek is nie in die koninkryk van God nie, en hy het na Jesus toe gegaan en sê, Rabbi, wat moet ek doen? En Jesus sê vir hom, Nikodemus, jy moet weergebore word. Wat vlees is vlees, en wat gees is gees. Jy moet in die gees weergebore word om in die koninkryk van God te gaan. En hy sê, maar Rabbi, hoe kan ek nou weergebore word, moet ek in my moeder se skoot weer teruggaan? Hy sê, nee, Nikodemus, jy moet in die gees weergebore word, om in die koninkryk van God in te gaan. Ons is naby aan die koninkryk van God, maar om in die koninkryk van God in te gaan, moet ons weergebore word. Ons moet daai een stap vorentoe vat van wedergeboorte, en dan kom ons in die koninkryk van God. Dit is God se wil dat elkeen van ons in die koninkryk van God is, dat ons nie net naby is nie, maar binne in die koninkryk van God. En dis die boodskap wat die Here op my hart gelê het om met julle te deel, en ek wil vir elkeen van julle vra, kom ons maak seker kinders van die Here, dat ons nie net naby is nie, maar dat ons binne in die koninkryk van God is. En hoe weet 'n mens wat jy binne in die koninkryk van God is? Elke mens weet dit. As mense na my toe kom en sê, pastoor, maar ek is nou nie seker nie, dan moet ek hulle verduidelik die evangelie, en elke van julle, hoe weet jy, wat maak seker in jou hart? Jy weet mos, as jy twyfel, kind van die Here, dan is jy naby. As jy seker is, dan is jy binne in die koninkryk van God. Hoor wat die woord van die Here sê. Jy moet seker wees, sekerheid van redding. Dis nie deur jou eie werke nie, dis die genade van die Here. Ons is naby aan die koninkryk van God. Mag die Here in ons harte gee, dat ons vandag elkeen van ons seker maak, dat ons binne in die koninkryk van God is. Kom ons bid saam. Kom ons sluit net ons oë. Here, dankie vir die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dankie Here dat ons naby is. Maar ons wil nie net naby wees nie, Here. Ek bid vir elkeen van ons en vir myself, dat ons binne in die koninkryk van God is. Geef ons die genade, Here, om hierdie tree te gee vandag, dat ons binne in die koninkryk van God is. Amen en amen.